ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 351. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u dalk belangstel in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, wat deur ene Dr. Joseph Briard Rotterdam vertaal was in 1860. Die Engelse streep Hebreëse Bybel. Dit is die beste Engelse Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande kan opsit. Sou jy belangstel, kan jy my kontak. Ek het 'n paar in voorraad. Jy kry dit in geen boekwinkels in Suid-Afrika nie. Soos nie een nie is in die wêreld nie. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer of dalk enige van my ander boeke. Is jy baie welkom. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Ek wil net vir almal baie dankie sê wat vir my gebid het terwyl ek in die hospitaal was en geondersteun het, navraag gedoen het en ons loof Jaffa vir die gebede van die regverdiges. Ek kan ten minste sit en die opnames doen. Dit is nie gesond nie, die wond is nog daar, maar ek kan doen wat ek veronderstel is om te moet doen. So aan Jaffa al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Die woord sê mos, waar 2 of 3 saamstem oor 'n saak op die aarde, so sal dit selfs wees in die hemel. Dan het ek 'n versoek gehad, laas week toe ek Vrydag het gepraat het oor die mense wat ons vra om by te dra in die bediening, om die bediening te help finansiëel, die las van my swaarder te ligter te maak. Het mense geskakel en sê, prof, ons het nie die bankbesonderhede nie. Nou wil ek dit net sê, ek wil nie graag die bankbesonderhede op die lig net adverteer nie. Sou u belangstel, kan jy my by die hierbo, by die telefoonnommers, kan jy my net 'n WhatsApp stuur. Sê vir my net, prof, stuur vir my die bankbesonderhede, dan doen ek dit met groot graagte. Baie dankie vir die paar wat reeds begin bydra het. Aan Jaffa al die eer. Die woord sê dat gehoorsaamheid is beter as offerandes. As dit dalk die eerste keer is dat u na hierdie reeks gaan kyk of luister, u is verskriklik welkom. Dit is uiters belangrik, gaan na deel 1 begin reg voor u te reeds 'n magdom uitsendings gemis. Uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is. Terwyl ek praat van die studies waarmee ons besig is, ek wil net sê, ek doen hoofsaaklik die ontbyte vir die week, Engels en Afrikaans, en dan hier na die einde van die week toe sal ek begin om die reekse te doen, soos eskatologie in die Bybel, die Joodse feeste en die nagmaal, die wit paus, swart paus, die Engels is, so jy moet my net vertraag, is nog nie reg nie. Sodra as wat ek beter voel, gaan ek dit doen, deur die genade van Jaffa. Stuur ook hierdie kontak vir die vriende en die kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblokpen en papier en 'n 33 Bybel is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ek kom vanmôre en ek wil vir u baie 1000 dankie sê vir elke bo-natuurlike gawe wat ons uit u hand het ontvang. As ek net dink waar ek in die hospitaal was, net meer as 'n week gelede, Vader, en u bo-natuurlik ingegryp het. Aan u die lof, die eer, die prys en die aanbidding, dat ons die werke van Satan kan afsny in die naam van Jaffa. Halleluja. Bid ook so vir elke ander kranke, elke een wat in sy liggaam krank is, Vader, hom of haar, dat u ook by hulle stil staan en hulle ook aanraak in die naam van Jaffa. Dankie vir die voorreg wat ons het om u naam aan te roep, die naam bo elke ander naam. Halleluja. Maar so beseën die woord vanmôre in ons midde. Gee vir ons ontvanklike sielste mensies en geestelike ore om te hoor wat jy met ons wil deel in die woord. Ons dankie vir die vrede, die heerlikheid en die blydskap in Jaffa. En elke Jaffa sê halleluja,
Halleluja, halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes en ek glo dat vanoggend se studie vir u werklik 'n seën gaan wees. Wel, dit is vir my, want ek sien soveel woord in hierdie gedeelte wat ek met u wil deel vanmôre, wat koning Salomo geskryf het. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 20 vers 6. Nou hy sê, baie mense roem, daar moet staan, in hulle eie welwillendheid. Daar sê in nie. Baie mense roem hulle eie wel. Jy kan nie net, dit maak mos nie sin in Afrikaans nie. Baie mense roem in hulle eie welwillendheid. Wat is welwillendheid? Wel, ek dink welwillendheid is dit wat ons aan ander mense doen. Dis welwillendheid. Ek doen iets wel aan iemand anderster. Hy sê, baie mense roem in hulle eie welwillendheid. Dit is so dat die Fariseërs, die Sadduseërs en skrifgeleerdes in die tyd van Jafashua, wanneer hulle 'n goeie daad gedoen het op die hoeke van die strate gaan staan en dit verkondig dat die Jode dit kon hoor, die ander mense dit kon hoor. Dit is wat hy gedoen het vir ander mense. En die Bybel sê, as ek daardie gesindheid het, dan het ek my loon weg. Wanneer ons dinge doen, dan wil ons dit nie uitbasyn aan die wêreld nie. In ons bediening ook. Ons seën ook ander mense. Met boeke en op verskillende wyse. Maar ons basyn dit nie uit na die buitekant toe nie. Ons noem nie name nie. Hoekom? Want dan het ons loon weg. En ons loon is nie op die aarde nie. Ons loon is in die hemele, wanneer Jafashua ons gaan parousia by die wederkoms, halleluja. Baie mense roem in hulle eie welwillendheid, so hulle doen welwillendheid, goeie dade, om wat? Om deur die ander mense gesien en opgelig te word en geprys te word. Hulle sê, wat hulle doen verander, terwyl die Bybel verklaar, dat my regterhand moenie weet wat my linkerhand doen nie. Is dit nie wat die woord sê nie? Natuurlik. Ek kan nie gaan 'n trompetjie blaas, elke keer as ek iets goed gedoen het nie. En u ook nie, ons mag nie. Anders het ons geen seën daarin nie. Want die woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, of aan my koninkryk, doen nie aan myself. So ons moet baie versigtig weet, dat ons nie dit wat ons doen, verongeluk, en dit wat Jaffa vir ons eintlik in gedagte het nie. Hoekom? Deurdat ons loon weg het nie. Hy sê, baie mense roem in hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man, en ek wil sê vrou ook. Nou koning Dawid skryf hierdie goed duisende jare gelede, 3.500 jaar terug. Hy skryf die goed. En ons lewe selfs in hierdie 21ste eeu, vandag, in die tyd waar 'n betroubare man en vrou is skaars. Gaan kyk in die wêreld daar buitekant. Inteendeel is die mense net daarop uit en, ekskuus tog, om, met name in die besigheidswêreld, om mekaar te verneuk en te besteel, onderdeur te loop. Alles om homself te verryk en haarself te verryk, ten koste van ander. Ons kan nie, ons mag nie. En my ja moet my ja wees. En my nee moet my nee wees. Maar wie vind 'n betroubare man en vrou? Ek wil sê, ek ken baie betroubare manne en betroubare vroue. Ken u hulle? Ek ken duisende Jafiste, wat ek my lewe aan sal toevertrou. Hoekom? Omdat hulle in Jafashua betroubaar is. Nou in hierdie dag, in hierdie oggend se boodskap,
is dit vir ons uiters belangrik dat ons sal moet introspeksie doen. Ons sal moet toelaat dat die Ruach HaKodesh binne in my sielsdimensie inkyk. Want Apostel Paulus sê, pas op, jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lank al geval het nie. En om te val, gebeur net so. Verstaan? Ek praat uit ondervinding uit. Ons moet wakker wees. Want die woord sê, die Satan, ons teestander, loop soos 'n briesende leeu, om te soek om te verslind en te moor en uit mekaar uit te jaag. Maar ons ken Jahwe, ons Elohim, deur die Ruach HaKodesh, in die bonatuurlike geopenbaarde woord. En waar Jahwe dan sê, al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe kom dit nie aan nie. Hoekom? Want ek sluit jou in van agter en van voor, bo en onder, sê ek sommer ook. Hy maak my toe in 'n vakuum. En geen demoniese, magte, gevalle engele of selfs Satan homself kan hou vaskry op jou lewe dan nie. Maar dan moet ons betroubaar wees. Dan moet ons as man en vrou nougeset lewe in die bonatuurlike geopenbaarde woord. En toelaat dat die Ruach HaKodesh deur my sielsdimensie met my kan deel. En my leer en my lei in alle reg en waarheid. Dis baie belangrik. As Jahwiste, as deel van die universele bruid van Jahwe, moet ek en u kan sit en kyk en sê, is daar geestelike groei in my lewe? Daagliks, weekliks, maandeliks. Prof, hoe meet jy dit? Wel, jy sal dit weet. Jy sal weet of het 2 tree vorentoe is en 3 tree agtertoe. Ons is, die woord sê, ons is deurdronge. Ons is benat. Ons is deurdronge van die Ruach HaKodesh. Die woord sê, ons is die liggaam, en Jahwe is die gebou, is die hoof. Hy is die hoof van die liggaam. As hy die hoof is, moet ek toelaat dat die Ruach my deurdronge maak, my benat maak, soos 'n spons. Die Engelse woord is saturated. As jy 'n spons uit water het, dan loop het. Die water soos hy het opgetrek het. En ek en u moet seker wees dat ons benat is, ons lewens, deur die Ruach. Dis iets wat ons elke môre moet seker maak voor. En sommer deur die loop van die dag ook, want jy weet, soos wat die dag aangaan, dan verloor die ouens baie keer ons salwing. Veral die mense wat in besigheid is en al die dinge, want die dinge loop nie in die besigheid nie, en die ouens wat moet betaal nie, en die krediteure en die goed, en die bankbestuurders skree en as werk moet uitgaan en dit loop nie en jy staan die oggend op met die grootste salwing en die grootste blyskap. Ek weet, ek was in besigheid gewees vir 43 jaar, man. En hier by die middag, dan verloor jy, dan jy jou salwing verloor. Want die ander ouens het jou halfmal gemaak. Verstaan nie waarvan ek praat? Alright, ek weet nou in julle besigheidjies nie. Dit kan gebeur. En al het ek nie 'n besigheid nie. Ek kan enige plek wees, waar ek my salwing kan verloor. En ons moet dit waak. Die Bybel sê, waak en bid. Hy sê, waak en bid, want julle teestander die Satan. Wanneer het hy 'n kans om in te gryp in ons lewens in? Wanneer ons nie meer waak en bid nie. So ons moet deur die loop van die dag, moet ons seker maak, ons is nog steeds benat van die Ruach.
Hier net voor huis toe gaan tyd. Ja, maak maar seker, die is nog steeds benat. Het is nodig dat ons in die geopenbaarde woord van Yahshua moet functioneer. En wanneer ons dit doen, vernaam deur Bybelstudies, soos wat ons toewy in Bybelstudie. Want deur die Bybelstudies groei ons in die Ruach. En ek wil hê jy moet ander aanmoedig om Bybelstudies te doen. En deur die woord, deur die bo-natuurlike geopenbaarde woord, word my fondasie in my geestelike lewe elke dag verstewig. Die Engelse woord is to be more firm. To be founded upon the rock of all ages. Die rots van alle eeue, Yahshua. Ek wil doodseker maak dat ek weet dat ek in die salwing lewe en beweeg elke dag. Nou ja, vanmôre se gedagte is, kom ons kyk dat ek welwillend sal wees. En ook dat ek in die Ruach betroubaar sal wees. Tot watter mate dat Vader my kan gebruik na die rykdom van sy genade. Kan nie glo nie, die tyd is alweer klaar gevang. Kom ons wees die beste Javiste vandag. En kom ons saai die saad van die lewe. En kom ons doen wat ons hand vind om te doen vandag. Want as ons nie doen wat ons hand vind om te doen nie, dan sondig ons. Hoekom? Want Vader skep vir ons die geleenthede. Tot môreoggend, as Vader lewe ons onder spaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.